Goeiemôre. Is die reën die afgelope dae nie welkom nie. Dit was soveel stowwerigheid af, nie net daar buite nie, maar ook hier binne. Die stof van 'n lang winter. Nou ja, dis vir my 'n voorreg om vanmôre weer met jou en jong mense te gesels. Onthou, die kerk is weer oop en ek sien niemand belet jou om op te trek na die huis van die Here nie. Volgens ons COVID-19 vraelys het almal aangedui dat hulle weer lus is om kerk toe te kom en uitsien om kerk toe te kom. So kom gerus. Ons skriflesing vanmôre is Jesus sy eerste wonderwerk volgens die evangelie van Johannes. En ons vind dit in Johannes 2 opgeteken. So kom ons lees dit gou saam. Op die 3de dag was daar 'n bruilofsfees by Kana in Galilea en Jesus, sy moeder was daar, ook Jesus en sy disippels is na die bruilof uitgenooi. En toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar Jesus sê vir haar, vrou, waarom pla u my? My uur het nog nie aangebreek nie. Sy moeder sê vir die dienaars, doen wat hy ook al vir julle sê. Daar het ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen tussen 2 en 3 metretes kon hou. Nou ja, dit is nou maar 'n Griekse afmeting, plus minus 100 liter. Markus, 100 liter, en daar 6 van hulle. Hierdie ouens het 'n lekker partytjie gehou. Okay. Jesus sê toe vir hulle, maak die kanne vol, en hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Daarop sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en neem dit vir die hoofkelner. Hulle het dit toe geneem. Toe die hoofkelner die water proe wat wyn geword het, hy het nie geweet waar dit vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het geweet het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit eers die goeie wyn voor, en eers wanneer hulle begin dronk word, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe gehou. Dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen. Die begin van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum afgegaan, maar nie baie lank daar gebly nie. Dit is ons skriflesing vir vanmôre. Die wondervertelling is in vele opsigte uniek. Johannes lei Jesus se optrede op aarde in met hierdie spesifieke wonderwerk. Soos hy dit stel, 'n teken. Die Griekse woord wat hy gebruik word, is nie wonderwerk nie, maar teken. Tekens dat Jesus die gestuurde is, die lam van God. Om die impak en die betekenis van hierdie wondervertelling te snap, moet ons onthou dat Johannes sy evangelie aanbied, die inleiding in elk geval, as 'n tweede Genesis. Hoe begin hy sy evangelie? Gaan lees gerus. In die begin was die woord. Dis 'n duidelike sinspeling op Genesis 1, die skepingsverhaal. Johannes sit as te ware met die boek Genesis in sy hand wanneer hy sy evangelie skryf, en hy bied dan sy evangelie aan as 'n nuwe begin, 'n nuwe Genesis. 'n ander eienaardigheid in die verhaal is dat Maria, Jesus se moeder, hier haar eerste verskyning maak. Dit nou volgens die Johannes evangelie. Want onthou, Johannes bevat nie 'n geboorteverhaal nie. Sy inleiding begin by Johannes die Doper. En 'n mens kan met reg vra, as jy hierdie gedeelte lees, maar waar is Josef sy pa? Want ons verneem in die verhaal van Jesus se moeders en sy broers en disippels, maar daar's geen teken van Josef nie. In die opsig dink ek dat hierdie vertelling
Andries van Aarde se teorie ondersteun dat Jesus eintlik vaderloos groot geword het, maar dit daar gelaat. Die verhaal is egter stampvol simboliek en teologiese motiewe wat tekenend is aan die Johannes Evangelie. En 'n mens moet dit in gedagte hou wanneer jy ook na hierdie bruiloft te Kana kyk. So kom ons kyk. Johannes vertel van 'n bruilof in 'n klein dorpie in Galilea waarna Jesus en sy familie uitgenooi is. Jesus, sy moeder en sy broers woon dan by. En tydens die okasie raak die wyn op, soos ons gesien het, en ons weet gewoon nie wie die bruid was nie, ons weet nie wie die bruidegom was nie, maar vir enige familie bly dit 'n groot verleentheid as daar nie genoeg spys en drank vir hulle gaste is nie. En daardie dae was die protokol 'n bietjie anders. Ek het dit ook in Indië gesien 'n paar jaar terug. Julle ouens wat saam met ons in Indië kon onthou dat ons een aand sommer 'n bruilof daarby gewoon het. Want dit is oop bruilof vieringe. Nou ja, daardie dae was dit ook 'n oop bruilof. Almal in die dorpie is uitgenooi. Almal was welkom. So om genoeg kos en wyn vir al hierdie gaste voor te sit was altyd 'n uitdaging. In hierdie geval raak die wyn eventueel op nadat die gaste hulle nou al goed gehelp het. En die Griekse woord wat hier gebruik word, is methuo. En dit beteken dat hulle nou al lekker onder die prop was. So is eintlik 'n teken om nou op te hou, maar dis dan wanneer Maria in 'n sekere sin tot hulle redding kom, deur voor te stel dat hulle haar seun moet nader, as hulle nog wil kuier. So let op, aanvanklik is Jesus ontwykend. Wat het dit nou met my te doen, vra hy? En dan sê hy, my uur het nog nie aangebreek nie. Maar dan tree hy tog wel in, onwillig, maar hy tree in, en dan die teken. Teken waarvan? Hy is die een. En dan staan daar, hulle het geglo. Maar hoekom glo hulle? Omdat hy water in wyn verander. Nou ja, hier speel simboliek 'n baie belangrike rol, soos ek gesê het. As ook die sinspeling op die nuwe Genesis, die nuwe bedeling wat Jesus inlei. So, kom ons kyk. Ons lees in Genesis 1 dat God alles in 6 dae gemaak het. Johannes wil vir ons aandui dat Jesus ook alles maak, maar nuut maak. En daarom speel daar, aan die begin van die evangelie, 'n baie belangrike rol. En soos in die skepingsverhaal, vind ons by Johannes ook, dat hy Jesus se optrede in dae opdeel. Let op, Johannes 1 vers 35, en die volgende dag het Jesus weer daar gestaan, met van sy 2 volgelinge. Waarna Johannes uitroep, daar is die lam van God. Johannes 1 vers 43, en die volgende dag, soos Genesis, dit was aand en dit was môre, en die volgende dag het Jesus besluit om Filippus te roep, volg my. En op die 3de dag, die bruilof. Wat is volgens Genesis op die 3de dag geskep? Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom. Aha, groen plante wat vrugte dra, soos die wingerdstok onder andere. En elders in die Johannes Evangelie sê Jesus, ek is die wingerdstok en julle is die vrugte. So wat is die simboliek hiervan? Jesus is die wingerdstok. En die wonderwerk tydens die bruilof te Kana is dus die eerste teken dat hy die lam van God is. Dat die lam van God in ons midde is, en dit moet gevier word. Sy teenwoordigheid moet gevier word, soos 'n bruilof. Die bruilofgaste is dus niemand anders nie as onsself. Dis die kerk. In 'n wêreld met soveel uitdagings, ek en Marcus het nou sopas daaroor gepraat voor ons begin het, daar is soveel uitdagings. In 'n wêreld met soveel uitdagings,
Elkeen van ons met ons eie stel probleme, waar ons voortdurend onder druk geplaas word, vir al die afgelope tyd. Vir ons behoort die erediens soos 'n bruilof te wees. So kom ons kyk 'n bietjie verder. Die spesifiek 6 klipkanne wat oorvol gemaak word en die seremoniemeester wat die wyn dan komplementeer, laat 'n mens dink waaraan. Dawid, Psalm 23. U laat my soos 'n eregas aansit, my beker loop oor van seëninge. 6 klipkanne dui ook op die 6 dae van die skepping. God wat alles goed gemaak. So Johannes wil vir ons op 'n ryk simboliese wyse aandui dat deur sy seun te stuur, God eintlik 'n heildronk instel op sy skepping. En ons vier die lam van God se teenwoordigheid onder ons, in ons omgang met mekaar, met die erediens. Hoekom klipkanne en nie kleipotte nie, want kleipotte is algemeen gebruik in daardie tyd om wyn te stoor. Selfs in vandag se tyd word kleipotte gebruik om wyn te verouder. Nou onlangs, toe ons in die Kaap was, het ek gemerk dat dit gedoen word by 2 jonggeselling. Maar goed, in daardie dae is klipkanne met groot moeite uitgekap uit klip waarvoor? Vir reinigingsrituele. Die rabbies het water in klipkanne gebruik om mense in die sinagoges te reinig. Watter verhaal volg na hierdie huwelik te Kana? Die reiniging van die tempel. Dus, hierdie is nie net wyn vir 'n bruilof nie, dis bedoel om te reinig. Die huis van die Here te reinig, ons lewens te reinig, ons harte te reinig. Hy wil ons skoonmaak van al die onnodige besoedeling daar buite. Die stres, moedeloosheid, eensaamheid, klein geloof, vreesagtigheid, wrokkigheid, onsekerheid. Dus, Johannes wil met hierdie verhaal, soos ek gesê het, vol simboliek aandui dat die erediens die bruilof te Kana is en ons die gaste. So kom ons stel 'n heildronk in op die lam van God, want ons bekers loop oor. Amen. Dankie Here dat U ons seën. Dankie dat ons bekers oorloop. Maar ons dra ook in hierdie tyd mense aan U op wat ontbeur. Mense wat worstel met allerhande uitdagings, siekte, nood. Ons bede is, mag U ingryp en ons almal genadig wees. En mag ons weer Sondag by mekaar kom. En mag ons fees vier in U teenwoordigheid. Mag Sondag weer vir ons 'n bruilof te Kana word, waar U ons reinig en ons vernuwe. Vergewe ons tog deur die groot genade, vergewe ons al ons tekortkominge en ons foute. In Jesus naam. Amen.
'n paar afkondigings. Eerstens, baie dankie aan almal wat die COVID-19 vraelys ingevul het. Jan de Klerk het dit vir ons verwerk en hy sal binnekort die statistiek met ons deel, die inligting daar met ons deel. Dit is baie interessant. Hoe COVID uitgespeel het in ons gemeente en hoe dit ons geaffekteer het. Nie net die virus nie, maar ook die inperkingsmaatreëls en dies meer. Dan wat die gemeentekamp aanbetref, baie dankie aan Rihanna en Gerardus Kraus. Dit was 'n heerlike uitstappie. Dit is goed georganiseerd gewees. So baie dankie daarvoor. Die groepie wat die kamp bygewoon het, was vol inisiatiewe gewees en een daarvan was om kom ons noem dit nou maar 'n playlist saam te stel. Dat elkeen 'n gunsteling liedjie op 'n lys plaas. En Marcus, ek het nog nie vir jou gesê nie, maar dit lyk my, kan jy dit vir ons verwerk dalk in plaas? En dan maak ons so 'n kompilasietjie daarvan. Reg, dankie man, dankie. Maar die gedagte is dan dat jy vir ons ook sê waarom dit jou of julle gunsteling liedjie is en dan net met 'n vinnige stemopname vir ons dit deurgee, dit met ons deel. So, ons gaan so 'n kompilasie dan saamstel. Die gedagte is dat dit ook 'n fondsinsamelingsgeleentheid is en dis Rihanna en Gerardus se gedagte dat elkeen wat so 'n liedjie plaas dan die gemeente met R1000 borg. So is eintlik 'n duur liedjie, né? Maar dankie. Sover het ons dink ek sover 10 mense wat hulle gunsteling liedjie vir ons aangestuur het. Ons het hierdie week ook ons beplanningsvergadering vir die Mengelmoes Kardoes gehou. Dit was 'n opgewekte, konstruktiewe vergadering. Ons het lekker saam gekuier en beplan. So wat ons beoog is om die swaartepunt van ons Mengelmoes Kardoes op die Vrydag aand, die 29ste Oktober te laat val. Almal se tyd is beperk en om oor die hele naweek bazaar te hou is nie altyd moontlik nie, veral vir die mense wat werk. So die gedagte is, ons gaan Vrydag aand voluit gaan. En dan Saterdagoggend sluit ons dit af met 'n champagne ontbyt. So 'n bruilof te kry. Champagne ontbyt te kry. So wat die Mengelmoes Kardoes dan betref, is daar 'n hele klomp stalletjies die Vrydag aand. Ek dink daar is iets soos 8 kosstalletjies en 'n verskeidenheid ander stalletjies en aktiwiteite. Wat ek vir julle vra is dat julle asseblief hierdie datum sal aanteken, die 29ste Oktober, en kom ondersteun ons. Ons het mekaar lanklaas gesien, so kom. En tweedens vra ek dat julle ons asseblief sal help waar julle kan. Ons het altyd helpers nodig. Onthou, daar's 'n groepie mense wat hard werk. As ons almal hard werk, maak ons dit vir almal makliker. As jy dalk kan help by van hierdie stalletjies, pannekoek by die Italiaanse stalletjie, of by pudding of gebak, of by die jaffles, of sesaties, worsrolle, champagne ontbyt, laat weet ons asseblief, ons sal lyste omstuur. Ons beplan ook 'n geskenkstalletjie. So as jy dalk iets wil skenk, wat iemand kan koop as 'n Kersgeskenk, is jy baie welkom. Daar's heelwat van ons mense wat kunstig is en ontvaardig is, so as jy vir ons so ietsie kan maak of skenk vir daai spesifieke stalletjie, sal ons dit waardeer. So ons sien jou die 29ste Oktober, dit gaan 'n groot feestelikheid wees. Baie dankie en gaan in vrede.